Vriende, kom ons lees saam uit die Here se woord. En voordat ons saam lees, kom ons bid saam en vra dat die Here deur sy woord en sy gees met ons sal praat. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons aanbid U as die lewende God, die almagtige God van hemel en aarde. Die God wat alles geskep het en alles in stand hou, maar wat deur Christus naby aan ons gekom het, en dat ons nou vandag kan sê, ons is U kinders. En dankie vir die voorreg om in vryheid hier saam te kom, om U woord te lees en om te praat daaroor. En ek bid nou dat U deur U woord en deur U gees met ons elkeen sal praat, dat ons dit sal verstaan en sal inneem en ons eie sal maak, om dit uit te leef elke dag. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Die gedeeltes wat ek lees gaan juis oor die Christene, ons broers en susters wat vervolg word, net om alle twyfel uit die weg te ruim, as mense dink, maar daar word nie gepraat van vervolging nie, dat ons net duidelik kan sien, maar dit is baie duidelik hier, dit is 'n realiteit. Dit was 'n realiteit ook. Die eerste gedeelte 2 Timoteus 3, en die opskrif is swaar tye sal kom. Vers 1 sê, dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Vers 10, jy het my nagevolg en leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering. En dan veral die vers wat sê, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. En dan kyk ons na Hebreërs 11, waar iets van hierdie vervolging beskryf word, in vers 37. Gelowiges het boeye en gevangenskap verduur. Hulle is met klippe doodgegooi, in stukke gesaag, met die swaard vermoor. Hulle het rondgeswerf in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei, is verdruk en mishandel. Dan vers 38, die wêreld was hulle nie werd nie, hulle het rondgeswerf in woestyne en op berge, en het in grotte en in gate in die grond gelewe. En ek gaan net nou vir u uitwys hoe dit vandag nog gebeur. Hierdie wat hulle in grotte en gate moet woon, noodgedwonge. En dan die volgende hoofstuk, as dit ware, as 'n troos vir gelowiges wat so swaar kry en vervolg word. Maar dit geld sommer ook vir ons almal wat deur 'n moeilike tyd in jou lewe gaan, wat swaar kry beleef. Vers 12, hoofstuk 12 vers 1, terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat so maklik verstrik. Jy sien die beeld hier is van 'n man wat atletiek aan 'n wedloop deelneem, en hy hardloop met 'n jas, en met swaar stewels, en dan sê hy, maar gooi dit af, die sonde wat ons so maklik vashou in hierdie wedloop. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop. Dis die kern van die ding, dis nie om te wen nie, dis om te volhard, met volharding hardloop. Die oog gefestig, en dis die kruks van die saak, né? Oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Hou hom voor oë, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. En dan net die volgende gedeelte, ek lees maar sommer, noem ek vir julle die gedeelte, ek dink nie is op die skerm nie, net Matteus 5 vers 10, met die bergpredikasie waar Jesus sê, geseënd is die wat vervolg word, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. En dan kom ons by die gedeelte daar in 1 Korintiërs 12, bekende gedeelte, nee, vers 26. As een deel van die liggaam seer kry, voel die hele liggaam die pyn. En as een deel van die liggaam geprys word, voel die hele liggaam bly. En besef vir 'n oomblik, ons is een liggaam, saam met ons gelowige broers en susters wat vervolg word in baie lande in die wêreld.
Julle as Christene is saam die liggaam van Christus. Elkeen van julle is 'n lid van hierdie liggaam. Ons lees tot sover. Vriende, daar is 'n teologie, wêreldwyd vind jy dit, hulle noem dit die teologie van voorspoed. En in kort sê dit, as jy 'n goeie gelowige is, dan moet dit met jou goed gaan, en veral materieel goed gaan. So hulle verwys veral na Abraham. Ek het al met die ouens redeneer, dan sê hy, nee, maar kyk hoe voorspoedig was Abraham. En dit beteken, jy het finansiëel, moet jy goed afwees, en jy moet gesond wees. Ja, daar moet nie slegte goed op jou pad kom nie, want jy is nou God se kind, jy is nou 'n Christen. En dis 'n teologie wat wêreldwyd baie skade doen, omdat as iemand tot bekering gelei word in die geloof na Christus, en daar word vir die persoon gesê, luister, van nou af gaan dit goed gaan met jou in alle opsigte. Maanskyn en rose. Jy gaan nou 'n gemaklike, probleemvrye lewe hê. En dit gebeur nie, want ons almal weet dit is vals, dit werk nie so nie. Dan gaan verloor daardie persoon sy of haar geloof. En sê nee, maar dit werk nie, hoekom moet ek aanhou glo? So dit is ongelukkig nie die waarheid nie. En kan ek dit maar met 'n mooi beeld vergelyk? Almal van ons wat bo sekere ouderdomme sal die liedjie onthou. Onthou julle die liedjie wat sê, I beg your pardon, I never promised you a rose garden. Kan ek hande sien? Ja, hier is daarom so 'n paar wat dit onthou. Nou, in 'n ander sin van die woord is dit presies waar van God se handeling met ons. Dit is so dat God nooit vir ons beloof, as jy die dag 'n Christen word, is al jou probleme verby nie. Jy gaan 'n probleemvrye, gemaklike lewe hê nie. Dit is ongelukkig nie waar nie. En ons weet almal, ook uit ondervinding, en as ons rondom ons kyk, daar is gewoonweg gelowiges wat voluit vir die Here leef, wat ook swaar kry op hulle pad kry, op hulle pad wat dit kom, né? So dit is nie doodgewoon nie waar om te sê dit sal net met jou goed gaan nie. En in die Bybel lees ons van baie gelowiges wat baie swaar gekry het. Die psalms, die meerderheid van die psalms is klaagpsalms, né? Waar hulle kla by die Here oor een of ander geweldige probleem. En kom ons sê vir mekaar, natuurlik seën die Here ons. Ons moet nie dit miskyk nie. En ons sê, ek sê dit baie vir mense, onthou, ons wat hier sit, is in die top 4% van bevoorregte mense in die wêreld. As jy 'n motor het om te ry, jy het krag en water en jy bly in 'n huis en so 'n paar ander vereistetjies, dan is jy in daai top 4% van mense wat sê ek is besonder geseënd en besonder bevoorreg. Ons moet dit nooit vergeet nie. So die Here natuurlik seën hy ons, soos wat ons hier sit. En partykeer sê ons, hy seën ons amper uit ons skoene uit, bo verwagting. En om Johan het juist gesê, maar hier in die gemeente word hulle geseën met die mense, met wat aangaan, en wie hulle kan aangaan. So dit moet ons nooit vergeet nie. Natuurlik seën die Here ons, maar ons kan nooit sê, dan moet dit altyd goed gaan nie. En Paulus en die apostels, van hulle is vervolg. Jesus self sê, geseënd is die wat vervolg word. Hy self sê, moet nie dink dit gaan altyd net met jou goed gaan nie. So dit is die hartseer saak. So die vervolging dan nou ook van gelowiges was destyds 'n realiteit en nog meer so is dit vandag 'n realiteit. En ek gaan net nou vir julle uitwys hoe dit toegeneem het die afgelope 30 jaar. So ons kan net nie by dit verbykom nie. Daar gaan in die laaste tye ook swaar tye kom vir gelowiges en ons sien dit rondom ons gebeur. Daar's baie tipes van vervolging. As ons miskien net vra, wat is vervolging? Net die volgende een sê, enige vyandigheid wat vanaf die wêreld ervaar word as gevolg van 'n gelowige
gelowiges se identifikasie met Christus. Dit is vervolging. Dit kan fisiese en verbale mishandeling wees. In die praktyk het ons agtergekom, hulle eis omkoopgeld by die mense, van hierdie moslim-ekstremiste sê vir die ou, sweer Christus af, maar as jy vir ons omkoopgeld gee, dan gaan ons jou los. En as hy nie een van die twee wil doen nie, dan sê hulle, dan maak ons jou dood. Dis basies die keuse. Ontvoerings, né? Dit gebeur vandag. Tronkstraf, waar owerheid iemand as gevolg van die geloof in die tronk sit. Deportasie. Ek het so 10 dae terug met 'n man gepraat met die naam van Samir. Ek het hom ontmoet daar in Jeffreys. Hy is gedeporteer uit Saudi-Arabië. Nou, hulle het hom eers 'n paar keer in die tronk laat sit en hy het geweier om sy geloof op te gee. Hy het ook geweier om te sê wie is die ander leiers van die kerke. En toe het hulle hom, toe wou hulle hom eers iets aandoen en toe maak die wêreld sy sendeorganisasies beswaar. Hulle weet toe van hom. En toe sê hulle, goed, dan deporteer ons jou. En so het hy opgeëindig, hy was toe in Jeffreys Bay. Vernietiging van eiendom. Eiendomme word vernietig, boetes, marteling en moord. Nee. En die doel van hierdie vervolging is dat hulle Jesus Christus moes verlaat as hulle verlosser. Hulle moet hom afsweer. Nee. En daarmee saam dat hulle mekaar moet haat en mekaar moet verraai. En sê, weet jy, ons die en die is ook gelowiges om hulle uit te bring. Dan kom ons by die punt van die tipe vervolgings het ons van gelees. Hier's 'n klomp metodes, ek gaan dit nie herhaal nie. En daar is ook vervolging, sê nou maar 'n ander tipe vervolging in 'n land soos Suid-Afrika. En die eerste ding kom dan daarop neer wat hulle in die ou dae gepraat het, jy dweep nou. Jy's nou te ernstig. En dit beteken as jy opstaan vir jou geloof en jy's nie skaam nie, jy's bereid om te getuig of vir iemand te sê jy's verkeerd, die Bybel sê so, dan sê hulle nee, jy dweep nou, jy's nou te ernstig. En ons skuif jou uit, ons wil jou nie as ons vriend hê nie. Dankie Dominee Johan, dit sal baie dankie hoor. Dit is nou al 'n tweede diens, so mense raak 'n bietjie hees gepraat. Die ander ding is natuurlik instansies wat in ons land geskep is, wat veronderstel is om goed te wees. Menseregte kommissie. Dit word misbruik om leiers se monde stil te maak. Werklike geval in Kaapstad het 'n pastoor van die kansel af gepraat oor om jou kinders op te voed, moet jy dissipline, gesonde dissipline hê. Nee, wat jy daar grense stel vir jou kinders. En 'n kwaadwillige persoon het gesê, maar jy tas nou die regte van kinders aan. En hulle het hom aangekla. En hy het hom 'n klomp geld gekos om los te kom van die klag, anders sou hulle hom beboet het met 'n klomp geld. En net so rondom die huwelik, as jy sê huwelik is tussen een man en een vrou, dan kan lede van hierdie LGBTIQ gemeenskap sê, maar jy tas ons regte aan. As jy van die kansel af sê, dit is die volgende, Christus is die enigste weg om by die Vader uit te kom. Die Bybel sê dit en ons belydenisskrifte sê dit. Dan kan 'n moslim sê, maar jy sê nou ek gaan nou hel toe. Net julle gaan hemel toe. So ek voel nou beswaard. Ek voel nou my regte is aangetas. Dis die deur wat dit oopmaak vir 'n tipe van 'n vervolging, né? En op die oomblik hierdie week het dit nou verder uitgekom. Die kommissie, die CRL, dit gaan oor die kommissie vir godsdienst, taal en kultuur. Die voorsitter is 'n vrou wat in ons Suid-Afrika wat sê ek wil graag op 'n punt kom waar ons alle kerke kontroleer en reguleer. So die dominee moet 'n lisensie kry om te kan preek, die kerk moet gekontroleer word. En as julle nou te ernstig raak, dan is dit nou hulle keuse om te sê ons maak nou die kerk toe.
En ons vat die dominee se lisensie weg. Dit is, ek sê nie dit gebeur klaar nie, maar dit is die potensiaal wat kan gebeur. En dis 'n ander tipe van 'n vervolging van die kant van die owerheid. So ons moet net bewus wees daarvan. Goed, die volgende enetjie gaan oor die Comrades Marathon. En vriende, ons het nou saam gelees hierdie pragtige gedeelte wat sê ons is saam in 'n wedloop van die geloof. Soos ons mal is oor rugby, hulle was mal oor atletiek en hy teken hierdie beeld van iemand in die wedloop wat hardloop. Soos met die Comrades. En op die kante, op die paviljoene, sit die mense en moedig aan en sê byt vas. Voltooi die wedloop, maak klaar, moenie moedeloos word nie. Ons kyk vir jou, gaan aan. En ja, soos wat hierdie deelnemers van die Comrades bekend is daarvoor dat hulle mekaar aanmoedig en sê kom, jy kan klaarmaak. Ons van hulle het mos nou gekruip oor die wenstreep. En die ander het gesê maar hulle mag hulle glo nie dra nie, maar hulle mag sê kom, maak klaar. En dis presies 'n wonderlike beeld om te sê ons wat saam met ons vervolgde broers en susters in die wedloop van die geloof is, word opgeroep om hulle aan te moedig en te ondersteun en vir hulle te bid. En dis hoekom die Bybel so 'n klomp mekaar tekste het. Onder andere dra mekaar se laste, né? Dood eenvoudig as jou broer sukkel met sonde. Ek sê altyd as my vriend of nie net 'n vriend nie, iemand in die gemeente 'n drankprobleem het en ek is saam met daai ou iewers, dan sal ek sê, weet jy, ek gaan saam met jou koeldrank drink. Want ek wil jou laste help dra. Ek gaan jou nie verlei dat jy ook moet aan die drank gaan nie. Net om 'n voorbeeld te noem. Maar dra mekaar se laste. En dan veral wat sê wees lief vir mekaar en bid vir mekaar. En dis waar ons verantwoordelikheid en u verantwoordelikheid inkom teenoor die vervolgde kerk om vir hulle te kan bid. En ons almal het daai geleentheid, oud, jonk, sieklik, gesond, jy kan bid. En ons gaan ek meer daaroor sê. Dan natuurlik aan die eindpunt van hierdie wedloop staan Jesus Christus. En dis wat die teks sê. Jy moet jou oog op hom hou. Dis die sleutel van alles. En ek het dit is so toe my kinders klein was by 'n klein skooltjie, dan kan jy voor by die wenpaal gaan staan. Ek het daar gaan staan met 'n chocolate. Sê hardloop. Hou jou oog op hierdie sjokolade, dis joune as jy net kan klaarkom en doen jou bes. En so in hierdie wedloop van die geloof. Party van ons het 'n hinderniswedloop. Selfs in Suid-Afrika, dit is vir jou moeilik om te volhard. Natuurlik die vervolgde gelowiges, dis 'n hinderniswedloop. En al hoe ons en hulle kan klaarmaak, is om maar elke dag ons oog te hou op Jesus Christus en aan hom vas te hou. En dit in die geloof hierdie wedloop te voltooi. So dra mekaar se laste, bid vir mekaar. Dis baie belangrik. Nou gaan ek vir julle 'n videoetjie wys van hoe die vervolging toegeneem het in die laaste 30 jaar. En dan veral moet jy oplet, daar het 'n land bygekom al 'n jaar tyd gelede. En dis ons bure, dis Mosambiek. Mosambiek is net oor ons grens. En daar is vervolging in die noorde van Mosambiek, word gelowiges voor 'n keuse gestel. Verwerp Jesus Christus, word 'n moslim of ons kap jou kop af. En dit het gebeur. Daar's duisende Christene al vermoor en baie verplaas uit daar waar hulle woon. Dieselfde met Nigerië. Nigerië is soos ons in Engels sal sê 'n hotspot, né? Dat op die oomblik is daar vervolging in Nigerië. Daar is in die afgelope tyd weer 7000 gelowiges doodgemaak. En daar's baie meer wat moes vlug uit hulle huise uit. En julle sal dit nou sien in die volgende videoetjie hoe dit toegeneem het. Dankie.
gaan net die volgende vinnig net kyk, die top 50 lande. Geopende Deure doen jaarliks 'n lys wat hulle noem die wêreldwaarnemingslys. En dan sê hulle dis die top 50 lande waar gelowiges die ergste vervolg word. Nou Noord-Korea nommer 1 is nou al vir 'n paar jaar nommer 1. En dis wat dit die ergste is. Wat is sy naam? Kim Jong-un. Hy moet aanbid word as 'n god. As jy in 'n huis instap daarna, sy foto daar op die muur, mense buig voor die foto. En as jy dis mense gee mekaar op as familielede agterkom, ons ouers is nou Christene. Dan gaan sê hulle vir hulle, ons het nou, daar's vreeslike agterdog, want hulle sê vir die owerhede, en dan word daai mense net daar gevat, na die gevangenis toe, na 'n strafkamp toe. So dis verskriklik. Nou nommer 7 sien jy van Nigerië, en so gaan hulle aan. Nou, ons is by Irak, by nommer 9 is Iran, ook Pakistan, net om vir jy vinnige idee te gee. Die vraag is, hoekom gebeur dit? Hoekom vervolg mense die gelowiges? En dan sê Jesus self, omdat hulle my haat, sal hulle julle ook haat. En sal hulle julle ook vervolg. En 'n moslim word dan groot gemaak van babatjie af, met die gedagte, jy moet die Jode en die Christene is die infidel, jy moet hulle haat en jy moet hulle doodmaak. En as jy van hulle doodmaak, dan is jy op 'n teerpad hemel toe. En in die hemel wag daar 67 maagde op jou. Wat 'n twak, maar hulle glo dit, want hulle word geïndoktrineer. En ja, met respek teenoor die dames, ek dink dis 'n bietjie erg. Ek is erg genoeg om een vrou gelukkig te hou. Is dit nie? Maar nou glo hulle die nonsens en dan maak hulle mense dood met die idee, nou gaan ek hemel toe. En dan selfs as een moslim 'n ander tipe moslim doodmaak, die Sunnis en die Shiite, dan verdien jy ook punte, bietjie minder punte, maar dit is ook in jou guns. So dis absoluut bizar. Maar dit is hoe dit is, dat hulle letterlik die gelowiges uitwis en hulle dink hulle doen 'n goeie ding. Die slegte ding is as in 'n moslim gesin iemand tot bekering kom, die kind, dan is dit nag. Daai kind word onmiddellik onterf. Die ouers slaan die kind, mishandel die kind, sê vir die kind, jy is nie meer ons kind nie. En ons verklaar jou nou voelvry. Enige iemand wat wil, ook in ons gesin, mag jou doodmaak. Verskriklik. En ja, ek sal net nou sê, ten spyte daarvan hoe hulle groei. Net vinnig die kaart, laat ons net maar weer sien, dit is so maar net om vir jou 'n prentjie te gee, hoe lyk dit daarso. Nou die volgende is 'n videoetjie, Dare to Share, en ek sal graag vir julle, na dit net ietsie sê. Maar dis ook maar net om ons wat hier is, bewus te maak wat gelowiges deurgaan wat vervolg word. En die vraag is maar, hoe lyk dit by ons? Kom ons kyk net na hom asseblief. What would you sacrifice to share the greatest truth the world has ever known? For over 2,000 years, the gospel, the good news of Jesus Christ, has transformed many hearts and lives. But it has come at a great cost for many of these lives. Believers who dare to share the gospel are mocked, beaten, imprisoned, and even martyred. And still, they speak because they believe that the gospel is not only worth living for, but worth dying for. From Stephen, the first martyr in the Bible, who was stoned for declaring Christ as Lord, to modern-day faithful Christians, the cost remains steep. Yet for centuries, men and women, from Europe to Asia, Africa, the Middle East and Latin America, have stood for the gospel, knowing it could cost them everything. They share Christ's truth regardless, because they understand Philippians chapter 1, verse 21. The Word of God says to live is Christ, to die is gain. Today,
More than 380 million Christians face high levels of persecution and discrimination for their faith in Christ. That is 1 in every 7 Christians who live in situations of at least high levels of persecution or discrimination for their faith. Over the past 30 years, persecution has spread from only a handful of countries to 50 countries. Each year, it's documented in the annual Open Doors World Watch List. This list shows the 50 most dangerous countries where Christians face severe persecution and discrimination for their faith. In these countries alone, 310 million Christians face very high or extreme levels of persecution and discrimination for their faith. Churches are forced to close down, state-controlled tightens, and Islamic extremists gain ground in these countries. Most of the trends for 2025 are driven by the increasing anti-Christian violence. In Central Asia, authoritarian control clamped down on religious freedom, with Kyrgyzstan experiencing the greatest rise in score, pushing it into the top 50. Civil wars in Yemen, Myanmar, and Sudan created unstable environments, putting Christians in the crossfires of these wars. Africa, home to the world's largest Christian population, continues to see targeted violence against Christians in sub-Saharan Africa. In Syria and Palestine, Christians are leaving their ancient homeland as they become less hospitable for them. Meanwhile, in Algeria, China, Afghanistan, and Libya, closures and crackdowns on churches have driven the church to silence. Despite all this, the gospel continues to spread, and so the church continues to grow in some of the darkest places on earth, all because Christians dare to share the gospel. In these top 50 countries, Christians are risking all for the sake of the gospel. Of the top 10 countries, Yemen moves to number 3 due to an increase in violence, while the other countries' scores remain relatively unchanged as persecution and discrimination remains extreme. In all these countries, they dare to share Jesus so that others can experience the hope they have in Him. What about you? Are you willing to live out your Christian faith as our brothers and sisters courageously risk persecution, discrimination, and even death for it? Will you dare to share Jesus, knowing what it could cost you? Join our brothers and sisters in prayer as they dare to live out their faith and share the gospel boldly, despite the dangers, driven by their love for Christ. Vriende, ek dink die appel wat sy tot ons rig. Ons het Bybels, party huise het 4 of 5 Bybels. Lees ons hulle. Jy het die keuse, jy kan bid, niemand gaan jou vervolg nie. Bid ons. Jy kan kerk toe kom, ek is bly om te sien julle kom, die wat hier is, kom kerk toe. Maar ja, daar's mense in ons land, Christene, wat te lui is of te gemaklik is of wat ook al om 'n byeenkoms by te woon of 'n Bybelgroep. So die vraag is, koester en benut ons wonderlike geleenthede in 'n land wat nog godsdienstvry is. Dis die vraag. Getuig jy van jou geloof of is jy bang of skaam om dit te doen? Skaam vir die Here. So hy sê maar wat van ons, né? Dan verwys hy na gelowiges wat vervolg word wat hulle geloof deel, né? In Iran, daar is die getuienis dat daar gemiddeld 1000 mense per dag tot die geloof in Christus kom. 1000 per dag. China 20.000 per dag gemiddeld. Wat gelowiges word wat die Here begin volg, né? Ten spyte van vervolging. En ek het noem net vannacht, die wonder is met die Bybel wat gedruk word in China, ons Afrikaanse Bybel word daar gedruk. En hulle druk ook Chinese Bybels in daai drukpers in China.
Toe sonder dat hulle mooi weet wat hulle doen, sê die Chinese owerheid, maar julle druk nou so baie Bybels, kan ons nie 'n klompie in ons land kry nie. En toe sê hulle maar 100,000, toe sê hulle ja, nee, met liefde. So nou, toe versprei hulle nou 'n klomp Bybels in China, met die toestemming van die owerheid. En daar gebeur wonderwerke, en ek sê dis as gevolg van gebed. Die Samir met wie ek so 10 dae terug 'n gesprek gehad het, jy's om hom 'n bietjie te bemoedig. Ek vra vir hom, Samir, hoe het jy by die Here uitgekom? Sonder dat hy iemand met hom gepraat het. Hy's in Saudi-Arabië waar hy gewerk het op 'n olieboor of 'n olieraffinery. En hy sê hy het net die naweek toe hy alleen in die kamp agterbly, het iemand net vir hom gesê, maar jy moet die Bybel begin lees. En hy het gesukkel om dit in die hande te kry op die internet, en hy het begin lees, en daar op sy eie het hy sy lewe vir die Here gegee, hy het hom ontmoet, sonder dat iemand met hom gepraat het. Baie moslems getuig, hulle droom van die man met die wit kleed, wat vir hulle sê, julle is op die verkeerde pad, julle moenie, ek is Jesus, begin die Bybel lees, en so die wonder is dat hulle by die Here uitkom, sonder dat iemand ooit praat met hulle. En ek skryf dit direk toe aan dat daar mense is wat bid en vra, Here, red tog hierdie mense. Goed, die foto van die Godkerk, ek het vir julle gesê van Egipte. In Egipte, as jy nie bereid is om jou geloof in Christus af te sweer nie, kry jy nie 'n werk nie. Jy dra 'n kenteken om te sê ek is nie 'n Christen nie. Dan kan jy 'n werk kry. As jy dit nie wil doen nie, sorry, ons gaan nie vir jou 'n werk gee nie. So baie gelowiges bly in die buitewyke van Kaïro by die vullishope, by die plekke waar hulle al die vullis gooi. En dan maak hulle maar, nie omdat hulle sleg is nie omdat hulle nie bekwaam is nie, maar dan maak hulle nou maar van die materiaal bymekaar om dit te herwin, om 'n geldjie te maak, net om in die lewe te bly. En dan maak hulle vir hulle grotte, of in die grotte, maak hulle maak gate in die grond, en hulle bly daarin. En hulle kap vir hulle huise uit die rots uit. En so het hulle hierdie Godkerk, wat jy daar sien, uitgekap uit die rotse, en daar naby die vullishope. En daar is plek vir 20,000 mense. Nou weet ons in Egipte brand hulle die kerke af. Nou vra iemand, maar hoekom brand hulle die kerk af nie? Hulle was baie slim, hulle het voor die kerk 'n kampie gemaak. En hulle, as hulle sê die ouens is op pad, dan jaag hulle die varke in die kampie. Want die moslems haat mos 'n vark, of hulle bang vir varke. En dan kom hulle nie by die kerk om die kerk af te brand nie. So dis die feit. Ek gaan net 'n kort stukkie van hierdie video, of 'n stuk van die video wys, wat wys hoe sing hierdie gelowiges, vervolgde gelowiges, in hierdie Godkerk. Met wat 'n vreugde, wat 'n passie. En dis vir ons ook eintlik 'n aansporing. Dankie. Show
Goed, so dit laat 'n mens dink. Ek wil nou graag vir julle weer 'n stukkie wys van 'n man met die naam van Wayne Cordeiro. Dis 'n Amerikaanse teoloog of 'n leraar wat gaan onderrig gee het in China om hulle op te lei en te bemoedig. En toe hy nou terug is in Amerika, toe praat hy nou met sy gemeente in Amerika en dis wat hy nou vir hulle te sê het. Kom ons kyk 'n bietjie daarna. Let me finish with this story. We go to China from time to time, and we train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up 2 by 2 in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet in the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. And I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles, and I passed them out. Obviously, 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1, and we're going to read it. And just then, one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break, and I said, you recited the whole chapter. She says, oh, yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize so many chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? And she said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper, and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh, yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America, and you guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big, incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like, you become like us, but I will pray that we become just like you. Ja, dit laat 'n mens dink. Net, ek gaan vir julle kortliks net enkele gevalle uitwys. Hartseer
gedeeltes van of foto's van gelowiges wat vervolg is. En die eerste enetjie is 'n man met die naam van Ayuba van Nigerië. Hy was uit sy dorpie uit in Nigerië om iewers heen te gaan, en toe hy terugkom, toe het hulle sy familie, sy ouers en die familie uitgewis, hulle almal vermoor. En die man het daar weggegaan met 'n wrok in sy hart, hy het hulle gehaat, en hy het begin beplan, hoe gaan hy hierdie soldate of van Boko Haram, hoe gaan hy hulle uitwis, wat kan hy doen aan hulle? En hy het by geopende deure uitgekom en hulle het hom trauma berading gegee om hom te help om op te hou haat, om op te hou wrok te hê. En hy is van huis, hulle het hom gehelp om na 'n ander plek toe te gaan, te verhuis waar hy 'n gemeente begin het. Hy is vandag 'n leraar in 'n gemeente in Nigerië. En die volgende enetjie is Wasioen, 'n jong seun, hy het weer toegekyk toe hierdie terroriste sy pa voor sy oë vermoor. En wat toe gebeur het, dit was 'n verskriklike ding vir hom, maar geopende deure het hom en sy ma gehelp om te hervestig. Hulle het na 'n ander plek toe laat gaan, en die ma en hy gaan nou voort met die kerk in 'n ander gedeelte. Dan die volgende een is nou tipies die een wat ons van praat, Leah Sharibu, wat ons nie weet waar sy is nie. Ons kan maar net vir haar bid. Leah was so 6 jaar terug deel van 'n groep meisies uit 'n Christenskool uit in Nigerië, 14 jaar oud, en die Boko Haram het hulle almal ontvoer en hulle gevat iewers in die woud van Nigerië. En intussen, waar ons nou vandag staan, is almal behalwe Leah vrygelaat, omdat hulle bereid was om hulle geloof in Christus af te sweer. En hulle sê, ek word 'n moslim. En Leah is die enigste een wat gesê het, maar wat vandag nog sê, ek gaan nie my geloof verloor nie. Ek bly 'n gelowige Christen, en sy word steeds aangehou iewers in die woude van Nigerië, waar niemand weet waar sy is nie. Ons kan net bid vir haar, dat sy kan volhard, dat sy staande gaan bly, en dat die Here haar sal verlos en sal uitbring uit daai gevangenskap. Dan die volgende een is die onderste bo, dis eintlik, jy kan nou nie mooi sien nie, maar dis 'n Bybel wat onderste bo is. En dis 'n plek waar 'n land waar Bybels verbode is, jy mag nie 'n Bybel besit nie. En toe geopende deur gaan en 'n klompie, hulle smokkel toe 'n klomp Bybels in. En toe hierdie groep gelowiges in 'n kerkie die Bybels ontvang, toe sien hulle die een man lees die Bybel onderste bo. Hy sit daar en hy lees hom so onderste bo. En hulle dog, wat gaan met die man aan? Kan hy nie lees nie? Hoekom mens lees mos nou nie 'n Bybel onderste bo nie? Hulle vra vir hom, wat is die storie? Toe sê hy, wel, vir die afgelope sê nou maar 25 jaar het ek nie my eie Bybel gehad nie, en ek het altyd oorkant iemand gesit wat 'n Bybel het, en ek het geleer om die Bybel onderste bo te lees. Is dit nie aangrypend nie? Dan die Vietnamese seentjie, volgende een, ons het nou met die kinders het gedeel, die eerste diens, die seentjie se pa was 'n pastoor, of hy is 'n pastoor in Vietnam, wat Dominee Johan ook besoek het Vietnam. En ons, die gemeente waar ek was, Bloemfontein, het destyds ook geldjies ingesamel, ons jeug, vir Bybels, die kinderbybels vir Vietnam. En die pastoor, sy pa, het 'n klompie kinderbybels ontvang. En dan het hy elke aand vir sy kind gelees uit die kinderbybel en vir hom vertel van die verhale in die Bybel. Juffrou by die skool vra toe, wie ken 'n verhaal van Egipte? En hy ken die storie goed en hy vertel vir haar die verhaal van Josef wat ontvoer is en wat 'n koning word in Egipte. En sy is so beïndruk. Sy sê, maar kan ek daai Bybel in die hande kry? En die pa sê vir haar, dis 'n onwettige boek in Vietnam, maar ek sal hom vir jou laat kry.
Sy kry die Bybel en sy gee die Bybel uit vir elke keer vir 'n ander kind om 'n storie te gaan lees, sê nou maar van Dawid en Goliat of wat ook al, en terug te kom en dit te deel met die klas. En die uiteinde is, die juffrou kom tot bekering, die hele klas kom tot bekering, en al hulle ouers ontmoet die Here. Deur die een kind wat net 'n storie vertel het uit die Bybel uit. Dis 'n wonderlike verhaal. Waarheid, né? Volgende een is 'n paadjie wat deur 'n bos loop en dis ook 'n aangrypende verhaal. Dis 'n land waar dit verbode is om 'n Christelike byeenkoms by te woon en om 'n Bybel openlik te hê, né? Die man stap deur die paadjie in die bos met 'n Bybel in die hand. En hulle keer hom voor. Soldate keer hom voor en sê, "Waar gaan jy heen?" Toe dink hy nou vinnig, hy's al 'n Christen, hy wil nou nie blaatant lieg nie. Hy sê, "My ouer broer is oorlede." Nou ja, Jesus is ons ouer broer, né? En ons gaan om te praat oor sy dood. En hulle sê, wat het jy daar by jou? Hy sê, dis sy testament. Ons gaan die testament lees. En so laat hulle hom gaan en sê, jy kan maar gaan. Dit klink, ons is oortuig, dit klink goed. Dan die laaste een is nou Assad, wat ek net nou wil verwys. Nou Assad het vertaalwerk gedoen vir die Taliban. Jy weet die terroriste, en wat hulle doen, hulle neem 'n video van iemand wat hulle gaan doodmaak, en dan moet hy nou in Engels ondersit, ons eis nou dit en dit en dit. Hy moet dit vertaal. En Assad het net besef op 'n punt, maar ek kan nie aangaan met hierdie werk nie. Want hy besef wat hulle doen. En hy wou wegkom. En hy wou vlug en hulle het hom agtervolg, hulle wou hom doodmaak. En geopende deure het by hulle uitgekom, hulle het hom hervestig in 'n ander land. En hulle het hom gelei om by die Here uit te kom, om te aan te neem as sy verlosser. En Assad is vandag 'n leier in 'n kerk in die land waarheen hy gevlug het. Hierdie man wat vertaalwerk gedoen het. So dis nog een van die wonderlike ware verhale. Net vinnig, die volgende gaan maar net oor geopende deure, gestig deur 'n man met die naam van Andrew van der Byl. Hulle noem God se smokkelaar, hy het Bybelse smokkel na die lande agter die ystergordyn. Bestaan al vir 70 jaar, werk in 66 lande. Daar is so 76 lande waar gelowiges nogal erg vervolg word. En geopende deure werk nou in 66 van daardie lande. Net die volgende, hoe help geopende deure? Hulle ons versterk dan nou die vervolgde gelowiges om te kan volhard in die wedloop van die geloof, soos wat ons net nou gesê het, né? Om hulle te bemoedig, om hulle te help om hulle oë gefestig te hou op Jesus. So baie belangrik, ons bid vir hulle, dis waar u inkom, en ons bid ook saam met hulle. Voorsien Bybels en Christelike literatuur aan mense in hierdie lande. Nou baie van hierdie lande is dit onwettig om 'n Bybel in te vat. So as dit wettig kan ingaan, dan vat hulle dit in, maar as dit onwettig is, dan smokkel hulle dit in. En dis waar God se smokkelaar inkom. Wonderlike verhale van onder andere broer Andrew, wat sê, Here, U die blindes laat sien. Maak nou hierdie mense blind. Dan gaan hy met die Bybels in, wat net hier onder 'n kombers is of iets. Hulle sien dit nie. Partykeer kyk hulle so en dan lê daar 'n Bybel, maar hulle asof hulle dit nie sien nie. Absoluut deur 'n wonderwerk, né? Dat God hulle oë blind maak om nie die Bybels te sien nie. En so smokkel hulle dit in. Hulle doen disipelskap, ander opleiding, ondersteun die vervolgde gelowiges met lewensmiddels. Onthou die aardbewing in Turkye. Turkye is 'n moslimregering, so hulle wil nie die Christene help nie, hulle help net moslems. En dan kom geopende deure in en gee vir die Christene hulp. En nou is die wonderlike ding dat van hierdie Christene deel dit dan met hulle moslembure. En so daar nog meer moslems tot bekering gekom. Hulle sê, maar ons is nie gewoond aan sulke liefde nie, wat vir ons gegee word nie, né? So 'n besoek die vervolgde gelowiges om hulle te bemoedig, praat namens hulle, waar hulle stemme doodgedruk word en nie geluister word nie, doen traumaberading, het reeds daarna verwys,
doen geestelike kampe met hulle om hulle te bemoedig. So dis so in kort wat gebeur. Hulle gebruik die volgende ene boek wat ons ook kan gebruik, wonderlike boek, Standing Strong, ek wys net vir ons daar so lyk hy, Standing Strong Through the Storm, wat gaan oor basiese geloofswaarhede, maar ook hoe jy dit kan vat om jou te versterk. Vir alles wat met jou moeilik gaan, as dit swaar gaan. Maar dit is vir ons almal, mens kan dit gebruik in 'n groep om meer te leer. En ons gaan nou vir Dominee Johan hy's uitdruk uit. Ons kan hom nie vir julle sê, hy koop hom nie, maar hy gaan dit kry op jy weet in PDF vorm, so julle kan hom net uitdruk en dan kan jy jou eie kopie maak. Hoe kan jy help? Natuurlik bid. En om te gaan, om saam op 'n uitreik te gaan, soos hy in Vietnam was, gaan na 'n land toe om Bybels te vat, wat ook al. En natuurlik om te gee, as die Here jou lei om 'n donasie te gee vir die werk. En ek dink die laaste ding is maar net die kaartjie. Ek hoop van julle het dit ook ontvang as julle nog nie het nie. Dit is net in die waar ons gaan koffie drink. By die tafeltjie daar is van hierdie inskrywingsvormpies. Nou op die eerste bladsy kan jy invul vir 'n gratis gebedsversoeke kalender en dan ook 'n gratis nuusbrief. Vul dit net in en los dit vir ons daar, dat ek dit vir hulle instuur. En dis nou as jy old school is, né? Maar as jy dit nuwer op 'n nuwe manier doen, blaai net die pamflet om en agterop is die QR-kode. Want jy moet nou net met jou kamera ingaan en dan vat hy jou na 'n webwerf toe waar jy kan elektronies inskryf vir hierdie gratis gebedsversoeke en kalender. En ek het nou nie in hierdie diens nog gepraat van Uganda nie, het ek. Ek raak al die mekaar. Want hy sê tog, hy moet nou alles aanhoor. Net in kort, is dit die moeite werd om te bid? As jy nou gesê en ek wil saam bid. En ek vind daar's talle voorbeelde, onder andere in Wallis 1904 herlewing, waar mense begin bid het, toe breek herlewing uit. Toe daar skielik nie meer misdaad nie. Die misdaadsyfer is 0. Dit was 'n land net soos ons. Dit was haglik. Toe hang die regter in die land se togas hang daar aan 'n stok om te wys ons het nie hofsaake nie. Die tronke is leeg. Mense het verby die byeenkomste van die Robinson gegaan waar hy nog boodskappe gehou het en hulle het neergeval op die grond en hulle sondes bely. So is hulle aangeraak, né? En ek gister vir hulle gesê by gebed, die enigste ou wat gekla het is die baas van die myn, want die donkies was nie meer produktief nie, want die ouens het nie meer gevloek vir hulle nie. Toe wil hulle nie meer loop nie. Hulle was so gewoon die ou vloek hulle en dan loop hulle. So nou ons verstaan nie hierdie nuwe bevele nie. Goed, dan kom ons by Uganda. Idi Amin, aan bewind in 1971, 'n absolute tiran, wreedaard. Hulle noem hom the Butcher of Uganda. 300,000 mense vermoor. In 1977 verklaar hy Uganda 'n moslimstaat. Hy sê Christelike geloof is verbode. En hy begin vervolg die Christene. Die wat hy in die hande kry, die leiers, martel hy, maak hulle dood en so aan. Hulle vlug in die woude van Uganda in. En hulle begin bid, dag en nag. Hulle was desperaat. Van hulle het sommer op die grond gaan lê en net gepleit by die Here, red ons net. En dit was nie onmiddellik nie, maar binne 2 jaar, toe staan hulle een oggend op. Toe is Idi Amin weg. Toe die Here hom net weggevat. En toe het hulle weer godsdienstvryheid. Net om vir julle te sê, daar kan natuurlik die krag van gebed, die gebed van 'n regverdige, dit beteken iemand in die regte verhouding met die Here, het groot krag. Jakobus, né? So ja, ons moet bid, ons word opgeroep om te bid en asseblief teken vir ons in op daardie lys. En dit is dit. Nou gaan ek net bid en dan die dankoffers, né? Dis hy. Kom ons bid saam. Ons Here, ons
aanbid U en ons is so dankbaar vir al die voorregte en die vryheid wat ons het. Here, dankie dat U vir ons so goed sorg en dat ons hier kan woon en ons geloof kan beoefen. En ek bid nou dat U elkeen wat hier sit, sal aanraak, dat hulle hierdie begeerte sal hê, hierdie dringendheid om te bid vir ons vervolgde gelowige broers en susters. Here, dring hulle om te bid, om hierdie passie te kry, om saam te bid vir die gelowiges. Baie dankie vir almal wat dit al reeds doen. En ek bid vir hierdie gemeente, vir elkeen van die leraars met hulle gesinne, elke leier in die gemeente, elke lidmaat, van oud tot jonk, tot kinders, dat U hulle sal seën, dat U hulle sal help om te groei in hulle geloof, om voluit vir U te leef. Here, seën hulle, en ons vra dit om Jesus naam. Amen. Kom ons. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met elkeen van julle. Amen.